Goeiemôre. Maar dit is nie meer so koud nie. Daar sê ons is nog eens in die nuwe kerk nie en daar breek ons al klaar. Dit is so lekker. Wie is bly om vanmôre hier te wees? Dis familie, dis lekker. Ek sien daarna uit, Sondag om by mekaar te kan kom. Musiekspan, hou moed, ons is amper daar. Hou moed. As jy jou Bybel by jou het, kan jy slank oopmaak by 2 Samuel, hoofstuk 16. Ons gaan daar 'n paar verse saam lees. Ek wil graag vanmôre met jou gesels oor die tema, hoe hanteer 'n gelowige kritiek? Hoe hanteer 'n gelowige kritiek? Nou, daar's nie iemand wat dit vryspring nie. Almal beleef kritiek. Mense het altyd 'n opinie. Jy kan dit maar toets. Mense het altyd iets te sê. Hulle het altyd, hey, hou by jou nie so ernstig lyk nie, my vriend. Ja, hulle het altyd iets te sê, dis waar. Of dit nou positief is, en of dit nou negatief is. En baie keer, dat is jou ervaring, maar dis nie regverdig nie. Hier waar ons vandag is, en waar ons vandag hier in die kerk is daar ook sekere opinies, waarvan jy dalk nie hou nie. Wat jy dalk kan kritiseer, of mense kan kritiseer, of iets kan sê. Nou baie jare gelede, as jy 'n nagmaaltafel voorberei het, en hy is nie wit nie, ou Matta, Hendy, dan is daar moeilikheid. Okay. Ons almal is baie keer uitgelewer en oorgelewer aan opinies. Of dit regverdig is, of dit onregverdig is, en dit kom uit verskillende hoeke. Dit kom vanuit vriende, dit kom uit familie uit, dit kom selfs kollegas by die werk, en selfs by die kerk, kry jy dit ook. En baie keer is daar die kritiek sag, en baie keer is dit asof iemand 'n dolk in jou rug steek. En dit is seer. Dit is nie lekker nie. Dit is nie lekker om dit te hoor nie. En dan is daar 'n reaksie. En daai reaksie is baie keer kwaad. Van hoe durf jy? Kan omsit dalk in bitterheid. Dit raak ons. Of jy kan dit probeer verdedig. Maar of vir iemand te sê, maar dit is nie so nie. Dit is nie die waarheid nie. Maar ek dink vir my en vir jou as 'n gelowige moet ons dit reg hanteer. Want as ons dit nie reg hanteer nie, gaan dit bagasie raak. Gaan dit dalk jou lewe in 'n ander rigting indruk. Want iemand kan dalk iets vir jou sê uit onkunde uit en jy kan dit so aantrek na jouself toe en dit kan jou toekoms bepaal. Dit kan jou selfvertroue bepaal. En daarom moet ons dit reg hanteer en reg na kritiek kyk. En ek wil graag dit vergelyk aan die hand van koning Dawid en sy reaksie toe hy gekritiseer en uitgeskel was. Nou kom ons lees daarso 2 Samuel 16 vers 2. Die koning vra toe vir Siba, wat wil jy hier mee doen? En Siba het geantwoord, die donkies is vir die koning sy huisgesin om op te ry, die brood en die somervrugte is vir die dienaars om te eet en die wyn is vir hulle wat in die woestyn uitgeput raak om te drink. En toe koning Dawid by Bargerim kom daar skielik 'n man uit die dorp, 'n verlandse familielid van Saul. Sy naam was Simei, seun van Gera. En terwyl hy uitkom, skel hy en gooi klippe na Dawid en al die amptenare van koning Dawid, al was die mense en al die krygsmanne aan sy regter en aan sy linkerkant. Dit is wat Simei al skellend gesê het, uit hier, jou moordenaar, jou skobbejak. Kom ons stop net eers tot daar. Kry die prentjie. Hier kom koning Dawid aan. Met al sy manskappe.
al sy leiwagte, noem dit wat jy wil, almal gewapen, almal met 'n swaard. En die volgende oomblik kom hierdie man en hy kom loop langs hom en hy skel hom en hy sê hom sleg. En vir Dawid eintlik 'n baie maklike opdrag van sort hom uit. Maar nee, hulle loop en hierdie man loop al langs hulle en hy skel hulle en hy sê vir Dawid, jy's 'n moordenaar en jy is 'n skobbejak. Hy sê uit hier jou moordenaar, jou skobbejak. Ek wil vandag vir jou sê, kritiek kom baie keer skielik. Jy verwag dit nie. Baie keer is jy net besig, wil ek amper sê, minding your own business, en iemand sal van die kant af kom en hy sal iets vir jou toe gooi. Hy sal jou kritiseer of hy sal iets vir jou sê. So amper asof jy dit nie verwag nie. En hierdie ou noem vir koning Dawid 'n moordenaar en 'n skobbejak. Nou wat beteken 'n skobbejak? Nou as jy mooi gaan kyk in die oorspronklike teks, dan sê jy sien dat 'n skobbejak word vertaal met dis 'n vuil mens. Jou kommentaar sê dit so, hy sê dis amper asof die luise van jou afval. Jy's vuil. En dan word die woord ook gebruik om te sê jy's 'n dief, jy steel. So Simei sê vir Dawid, jy's vuil, jy stink en jy's nog 'n dief ook. Kyk hoe hanteer Dawid hierdie situasie. Nou daai oomblik was Dawid op vlug vir sy eie seun Absalom gewees. Hy het reeds swaar gekry. Ek dink hy was reeds nie op 'n baie goeie plek gewees nie. Sy gemoed was nie goed nie. Sy lewe is nie soos wat hy ingedink het dit moet wees nie. Ek dink Simei het 'n vet kans gevat, want dit was baie maklik vir Dawid gewees om vir hom te sê, vir sy krygsmanne te sê, haal hierdie ou uit. Maar hy doen dit nie. En soos hy loop, kom hierdie skielik ongevraagd. Hy's moeg, is dalk geïrriteerd. Hy's dalk swak. Maar hy vat dit. So gebeur dit baie keer in my en jou lewe ook. Dit gebeur en ons vat dit. Hoor wat sê Johannes? Hy sê as die wêreld julle haat, moet julle weet dat dit my voor julle gehaat, dat hulle my voor julle gehaat het. So Jesus is dit nie gespaar nie. Wat maak jou beter? Wat maak my beter? Dit gaan jou ook nie gespaar word nie. Dit gaan ook op jou pad kom. So ek wil amper vir jou sê, dis deel van die lewe. Dis wat gaan gebeur. Maar dit is belangrik om hierdie kritiek wat vir jou gesê word en aan my gesê word, bietjie op te weeg. Kyk wat sê die woord. Hy sê, Dawid en sy manne het pad langs gehou en Simei het naby hom al langs die rand gestap, terwyl hy loop en skel en klippe en los grond in sy rigting gooi. Hierdie ou is aggro. Hierdie is nie 'n nice ou nie. Dit is die ou wat jy graag met die teerpad wil gelyk maak. Maar Dawid stop nie. Hy beklei nie terug nie. Hy sê nie vir hom wat hy van hom dink nie. Hy los hom. En dan moet jy weet, hierdie man wat vir Dawid so skel, wat sê die teks in die voorafgaande gedeelte? Hy was 'n familielid van Saul gewees. So daar is nie goeie verhoudinge tussen Saul se nageslag en die van Dawid nie. Hulle hou nie van mekaar nie. So dit gooi nog meer petrol op die vuur. En ek dink dit is belangrik om dalk 'n paar vrae te vra in hierdie konteks en dalk wat Dawid ook gedoen het, is wie gee die kritiek? Wie is die persoon wat hierdie kritiek gee? Ken hierdie persoon my? Is dit iets waarna ek moet luister? Is daar waarheid in hierdie kritiek wat aan my gegee word?
Miskien om 'n bietjie verder te dink en te dink, maar wat is die motief agter hierdie kritiek? En dan belangrik, wat openbaar dit van my eie hart? Wat sê hierdie persoon? En hoe voel ek daaroor? Want as jy nou mooi dink, het hy goed gesê wat nie verkeerd was nie. Hy het gesê hy is 'n moordenaar. Ek dink Dawid besef ook, dis waar, ek is 'n moordenaar. Spreuke 15 sê, wie luister na tug wat lewe gee, sal tuis wees onder die wyse mense. So partykeer is dit nodig om te luister na daai kritiek. Miskien te vra, maar Here, wat wil U vir my sê daardeur? Is daar waarheid in? Is daar iets waarna ek moet luister? Is daar iets waarna ek moet aandag gee? Maar ons as mens is gewoonlik baie vinnig om te reageer. En sodra iets gebeur waarvan ons nie hou nie, en ons voel onkant betrap, of dit voel bietjie naby aan die hart, dan reageer ons baie vinnig. Dit is amper asof iemand 'n klip na jou toe gooi, dan is jy vinnig genoeg om gou vinnig 'n klip op te tel en hom terug te gooi. Hoor wat sê een van die kruismanne, Abisai sê, daar vers 9 tot 10, hy sê, laat ek sy kop afkap. Maar Dawid sê, miskien het God hom gestuur om my uit te skel. Wat? Dit klink mos nie reg nie. Maar Abisai sê, koning, kom so dit gaga uit. Hierdie ou kan nie so van jou praat nie. Hierdie ou het nie die reg om so met jou te praat nie. Jy is immers die koning van Israel. Gee my gou 'n kans, is vinnig. Laat ek net 'n bietjie agterbly, ek gaan nog gou vir jou uitsort. Dawid sê nee, is okay. Miskien het God hom gestuur om my uit te skel. Dawid verkies om nie te reageer nie. Om nie te reageer met woede of vergelding van hoe durf jy nie. En hoe baie keer is dit nie ons reaksie ook nie. Dat ons raak emosioneel daaroor. Ons raak kwaad daaroor. Ons vervies ons. Want hoe durf hierdie ou dit van my sê? En jy kan nie anders as om dit te wil verdedig nie. Maar ware wysheid, sê die woord vir ons, lê daarin om selfbeheersing te hê. Om net so 'n bietjie asem te skep. Om net so 'n bietjie rustig te raak. Spreuke sê 'n mens se verstand bring geduld. Dit is tot sy eer om oor 'n oortreding verby te gaan. Jakobus sê, wees vinnig om te luister, stadig om te praat. Stadig om kwaad te word. Hy sê, wees vinnig om te luister. Vinniger om te luister as om te praat. En dan dink ek is die belangrikheid om vir die Here te vra, Here, wat maak ek met hierdie? Wat maak ek met hierdie woorde wat dalk geskiet is, soos 'n klomp haalgeweer patrone, soms so uit die heup uit, soms net so in 'n rigting na my kant toe. Wat maak ek daarmee? Die woord sê vir ons, raadpleeg die Here. Dawid sê, laat hom met rus, laat hom skel as die Here dit vir hom gesê het. Met ander woorde, Dawid sê, ek vat dit na die Here toe. Dis my belangrik wat sy opinie van my is. Ek bring die situasie voor die Here. En al was sy woorde onakkuraat, nie reg nie, gaan Dawid en hy soek die Here se hand in hierdie situasie. Dalk wil ons dit nie hoor nie. Maar ek dink die Here gebruik, nee, kom ek begin hoor. Die Here gebruik mense, moeilike mense. Mense wat nie die betekenis van sensitiwiteit ken nie. Mense wat nie takt in die lewe het nie. Gebruik hy baie keer om jou
en om my karakter te vorm. Om van my en jou 'n beter mens te maak. Hy gebruik moeilike mense om ons pad te kruis, sodat daar ook meer en dieper in ons lewens kan plaasvind. Romeine sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. En daardeur sê Romeine, Paulus ook, hy sê, is ons in God se hand. Hy gaan verder, Psalmdigter, en hy sê, deurgrond my o God, en ken my hart, en toets my, en ken my gedagtes. Dis wat Dawid ook sê in Psalm 139. En dan om vir die Here te vra, Here, wat maak ek hiermee? Ek dink daar is 'n manier om iets te sê. Ek dink daar is 'n manier om iemand te kritiseer. Maar almal doen dit nie soos wat jy dit doen nie. Almal doen dit nie soos gelowiges dit moet doen nie. Of dalk moet ek sê, dalk doen gelowiges dit nie soos wat hulle veronderstel is om dit te doen nie. Maar om oop te wees, te luister daarna, te bepaal, is dit waar? Wil die Here eintlik iets vir my sê? Is dit iets wat my karakter kan vorm? Is dit iets wat sekere goed dalk uit my lewe kan uithaal, wat ek dalk net nie meer raak sien nie? Of is dit iets wat ek eintlik maar net gaan afsny en dis so 'n opinie, en dis jou opinie, maar dis nie God se opinie van my nie. Want ons weet wat God vir jou dink. Ons weet hoe lief hy vir jou is. Ons weet wat hy vir jou beplan. Ons weet dat ons is veilig in sy hand. En baie keer kom mense en dan gooi die appelkar om. So wat wil ek vanmôre vir jou sê? Kritiek gaan altyd deel van jou lewe wees. Dit maak nie saak wat jy doen nie. Dit maak nie saak wat jou intensies is om iets te doen nie. Jy leef in 'n droomwêreld om te dink dat alles wat jy besluit, gaan almal daarvan hou en almal gaan vir jou sê, dis 'n wonderlike plan, hoe kan ons nie daarin gedink nie? Jy gaan altyd ouens hê wat nie daarvan gaan hou nie en dit ook vir jou gaan sê. Maar die vraag is, hoe hanteer jy dit? En wat gaan jou reaksie op daardie kritiek wees? Gaan jy toelaat dat dit jou gaan aftrek? Gaan dit toelaat dat dit jou gaan negatief maak? Gaan jy toelaat dat dit jou persepsie oor alles en almal gaan verander? Of gaan jy toelaat dat dit jou gaan vorm? Dat dit vir jou diepte gaan gee? Verwag dit. En dan weeg ons dit op. En dan leer Dawid vir ons, moenie onmiddellik reageer nie. En as jy dit klaar gedoen het, dan gaan jy na die Here toe en jy gaan vra vir hom, Here, is dit waar in my lewe? En dan wag jy op hom om vir jou te sê. Ons moet mooi werk met mense. Ons kan nie net uit die heup uit skiet nie. Ons kan nie maar net sê, ons maak nie 'n moordkuil van my hart nie, en dis maar hoe dit is. As 'n gelowige mens is daar 'n manier om 'n ding te sê, 'n manier om iets oor te dra. En 99,9% moet dit anders te lyk as wat die wêreld dit sê, wat die Here nie ken nie. Want ons as gelowige mense doen dinge anders. Ons sê goed anders. Ons sê dit in liefde. Ons sê dit met sensitiwiteit. Ons sê dit nie om seer te maak nie, maar ons sê dit om op te bou en om op te lig. My gebed is dat jy 'n lig hierdie week sal wees. En as hulle jou kritiseer, dis dit.
Gelukkig het jy nie manskappe wat iemand se kop kan afkap nie, al wil jy so graag. Ek sit staan nou by myself en dink, en almal van ons het daar die mense in ons lewens. Almal van ons word gekonfronteer met mense wat net los is met die tong. En die tong is die heeltyd besig om net te gly en dit te impak. Mag die Here jou genade gee. Mag hy jou nie krag gee nie. Fisiese krag gee nie, maar mag hy jou krag gee om dit reg te hanteer soos wat hy graag wil hê jy dit moet doen. Net daar waar jy sit. Kom ons sluit die oë. Miskien as ons deur 'n geestelike bril kon kyk, Here, dan het ons mense gesien wat eintlik vol gate is, gesteek is, as gevolg van dit wat mense vir hulle gesê het. En Here, my gebed is dat U hulle ook emosioneel en geestelik sal herstel, sal gesond maak. Dat ons sal weet, Here, dit gaan nie oor wat mense dink nie, maar dit gaan oor U. En dit is ons belangrik, Here, wat U vir ons wil sê. En daarom, wanneer ons op die pad is, en ons het te doen met mense wat kritiseer, en hulle woorde is partykeer soos dolke wat seer maak, Here, help ons om dit reg te hanteer. Om nie terug aan te val, of verbitterd, of opvleend te wees nie, maar om dit so te hanteer, dat dit ook groei in ons lewens sal bewerkstellig. Dankie dat ons U mag ken. En Here, dat U opinie vir ons saak maak. En so dankie dat ons nie afhanklik is van dit wat mense sê nie, maar dat ons sal gaan kyk hoe U oor ons voel, en wat U vir ons sê, en ook wil sê. My gebed is, Here, seën elkeen in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen.